stap maar in, skink die wyn, kom ons begin. Die kos is op die tafel, kos is op die tafel. Hallo, my naam is Willie Strauss. En ek is Etienne Smith. En in hierdie episode van Kos is op die tafel gaan ons met pampoene kook. So eerstens gaan ek 'n gevulde pampoen maak met lekker maalvleis en couscous en 'n klomp ander geure en daarna gaan ek 'n pampoentert vir julle bak. Ek gaan 'n pampoentafel vir julle dek, alles wat pampoene aanbetref. En ek het spesiaal my oranje hemp om aan te pas by ons pampoen tema. Ek dink dis jy's 'n cheetah ondersteuner. Ek dink daar's iets fout met jou. Reg. So, eerste wat ons gaan doen is om die pampoen uit te haal. So, jy moet hom mooi sny bo sodat hy die doppie 'n dekseltjie het of 'n doppie het en dan al die pitte moet jy uithaal. Maak seker want jy wil tog nie 'n gas hê moet nou 'n pit op sy bord kry nie. Hierdie gereg of hierdie gevulde pampoen moet ek vir jou sê is altyd nog 'n treffer gewees. Dit maak 'n baie mooi prentjie op die tafel en jy sny hom letterlik ook soos 'n koek. En jy sny sit hom op die bord en jy hoef eintlik nie regtig iets anders saam met hom te bedien nie behalwe 'n lekker slaai. So Etienne, begin jy vir my asseblief met daai pampoen en dan gaan ek so lank hier aangaan. Die resep is die resep wat ek vir julle gee is vir 'n groter pampoen. Ons nou 'n kleintjie gevat vir die program dat hy vinniger gaar word net om vir julle die idee te gee en te wys. Maar hierdie is vir 'n groter pampoen, so vir 'n gesin. Hy is ook baie lekker die volgende dag. Ons het nou eendag een gemaak en ons moet die volgende dag nog steeds kon eet. So dis 800 gram maalvleis met 250 ml couscous, dan so 6-7 gedroogde appelkose, 50 ml platjaan, 2 tomaties, hierdie is amandelsplinters wat ons gaan insit, so 2-3 knoffeltoontjies, 15 ml woestersous en dan sit ek vars roosmaryn in. En dan 1 ei. So ek gaan so lank hierdie goed alles begin opsny en wat jy maak niks van hierdie vulsel maak jy gaar nie, want hy stoom letterlik binne die pampoen stoom hy gaar. Hoe vorder jy daar? Dis een van daai dinge wat 'n ou baie versigtig moet doen. Jy moet baie versigtig wees dat jy nie 'n gat in die pampoen maak nie, want die oomblik as daar 'n gat is, dan loop al jou vloeistof en jou vleis loop dan uit. En die dekseltjie moet jy skuins insny sodat hy maklik kan uitkom. En dit is nou nogal 'n bietjie van 'n moeilikheid as 'n ou. Soos ek na jou kyk, is ek nie baie bly jy's nie chirurg nie. Of sal ek sê 'n plastiese chirurg nie. Ek het dit nog altyd oorweeg. Maar as ek jou naam op die deur sien, kan ek vir jou beloof, gaan ek hardloop. Ek gaan nie wil jy moet aan my opereer nie. So ek gaan nou die goed begin al saam sny. Ek hou nie van daai vreeslike fyn kos en voel my ek is nog jonk genoeg en ek het tande. Goed, Willie, ek dink ek is klaar. So, en daar's die dekseltjie. Oei, dit lyk baie mooi. So hy moet nou net uitgehol word en ek is nou soos daai bobbejane wat jou hand in die pampoen druk. So ek hoop my hand is klein genoeg om in die pampoen se gat in te kom. Anders vat 'n lepel. Ja. Kyk, ek gaan aan hierdie kant sny ek nou die gedroogde appelkose op wat saam ingaan. Ek kook regtig baie graag met vrugte. Kry jy dit uit? En nie gaan ek. Jy moet nou net versigtig wees as jou gaste kom met julle nie groet met jou geel hand nie. Want dis nou maar een ding om die Wel as nie van hulle hou nie groet hulle. om die pitte uit te kry is nou maar 'n gemors. Jy moet nou jou hand hier in die pampoen inwerk. Reg, hier is my gedroogde appelkose. Is mooi gesny. Is dit nie die mooiste kleur nie? En hulle sommer ook daarboor gooi. En die volgende gaan ons die tomaties skil. Jy weet mens kan tomaties vul ook. Ja, hy vul net so lekker. Jy moet net stewige tomatie kry. Ja, dit is belangrik. As jy 'n ryp tomatie kry, probeer vul as jy dan weer by hom kom lyk dit soos tomatiesous. En dit is belangrik, die tomatie gee vir hierdie vulsel gee 'n bietjie vog aan hom. Want as tomatie moet begin kook, hy kan mos nie sonder vog nie. Om die couscous en alles te help gaar stoom. Kry hom uit. Ek net die gaatjies so 'n bietjie skoon maak.
'n mens net oppas dat jy nie jou holtetjie breek nie, want hy moet seël aan die bokant. Hy moet die heeltyd mooi netjies pas. As jy nou groen vingers het, wat ek duidelik nie het nie. Ek het hierdie idilliese drome van ek gaan 'n groentetuin hier en ek gaan uitstap en alles vas pluk. Dit werk nie vir my nie, hoor. Ek het baie goeie intensies, maar ek het nie die groen vingers nie. Wel, na dese gaan ek geel vingers hê. Hy klink lastig, hoor. Moet vir jou sê, kyk, die knoffel. Dit is die maklikste om so te druk. En dan dop jy hom net uit. Nou, ek is nou net besig om al die drade uit te haal. 'n Pampoen het ons maar sulke draderigheide, soos daai. En dit wil jy ook dan nou nie in jou bord hê. Ja, 'n ander belangrike ding wat ek sommer nou kan sê, is dat jy hom moet redelik styf instop. Kyk, hierdie is hopeloos te veel, maar dit wat nou oorbly, want hy bak lank. Jy moet nie haastig wees met hierdie gereg nie, ek waarsku jou. So, hy bak nogal lank, maar dan maak jy vir jou hierdie gaar, voor die gaste kom. So, dan raak almal lekker getarre met 'n glasie wyn, en jy voel, okay, jy is nog nie honger nie. En as jy nou 'n geveg met jou man aangehaat het, gee vir hom die pampoen om uit te haal. Dis nie 'n plesier nie. O, jy gaan haatmail kry, hoor, wat's dit? Met daai, drie ingooi. So, hier is ons 3 knoffelhuisies. Nou vir die bak. Ek bak hom, ek gooi 'n bietjie water onder in my oonpan en dan maak ek hom toe met tinfolie. Dat dit so 'n bietjie stoom, dit werk vir my dat hy so klein bietjie vinniger gaar word. Maar die tyd wat hy vat om gaar te word, maak dit absoluut die moeite werd as jy vir hom gaan tafel toe dra. Hierdie is vars roosmaryn. Ek is baie lief vir roosmaryn. Ek weet iemand het eendag gesê dis 'n hoofseun kruie, want hy so geneig is om iets te oorheers. En wil jy weet, baie mense sukkel met die verskil tussen 'n krui en 'n spesery. Kruie is enige groen ding. Dis die blare en die takke van die kruie. Waar speserye die wortels en die stamme is wat dan gemaal word. Ja. En 'n krui of 'n spesery is baie sterker as 'n krui dan, omdat 'n krui vars is en 'n spesery is gedroog. So ek gaan nie kom kruie en lank vat vir om dit om proe nie. Nee, kruie is vinnig. Jy proe hom onmiddellik. Speserye proe jy onmiddellik, maar kruie moet jy 'n bietjie meer insit, jou groen kruie, om beter te kan proe. Kos op die tafel. Hoe ver is jy? Ek het hom uitgehol. Okay, ek gaan nou alles begin meng saam. Ongelukkig hier moet jy nou maar jou hande vat en hulle lekker deurmeng. Ek meng eers nou maar die vleis deur. So, dan gaan ek die amandel splinters ingooi. Die amandels doen iets, dit werk baie lekker saam met pampoen. En hierdie is 15 ml woestersous. Ek kook graag met 'n bietjie woestersous. En hierdie is so 50 ml bladjaan. Jy kan meer insit, maar as jy nou nie van, soos ek sê, van baie soet kos hou nie, dan moet jy dit nie doen nie. Of dan sit jy nie so baie in nie. Ek dink, kan jy vir asseblief daai peper aangee? Ek doen so. En my hande is nou gevleis, so ek gooi vir my asseblief hier op. Jy kan maar... Kan ek maar mildelik aangaan? Ja, jy hoef nie skaam te wees nie. Jy kan nog 'n bietjie hoor, maar dis baie... Jy moet lekker geurig wees. En omdat hy nou so lekker stoom, meng hierdie geure in die pampoen en dit maak dit nog meer spesiaal. En dan gooi vir my 'n bietjie van daai sout op asseblief. Jy kan maar nog. Daar is hy. So, die gaste, as dit nou nie vir hulle sout genoeg is, kan hulle regtig maar vir hulle self nog 'n bietjie sout opsit, hoor.
Hierdie is jou ongekookte couscous wat jy dan inmeng. So jy kan sien, die vulsel is baie, maar hierdie het ek uitgewerk, hierdie resep het ek uitgewerk. Lekker mors ek nou. Het ek uitgewerk vir 'n groot pampoen. Nou, hoekom sit jy ongekookte couscous in? Want couscous stoom binnekant saam met die vleis gaar. Dan word hy, as jy nou van die goed gaan gaar insit, verstaan jy? Gaan nie werk nie. So hou alles rou. Nou kan jy vir my daai oondpan asseblief aangee. Het ek nodig om te spuit? Ja, spuit hom so 'n bietjie. Lekker deur mekaar teen Etienne se kant en Etienne se kant aan my kant. Is mooi skoon. Nee, dit wys nou maar net, jy weet. So, daar is jou pampoen. Het Etienne vir ons baie mooi uitgehol. En nou pak ons hierdie lekker vleisvulsel, pak ons hier in. En ek wil hê met hom letterlik maak seker dat jy die kante ook met hom vul. Want as jy hom nou sny, dan sny jy hom in skywe en hierdie vorm dan die binnegedeelte. 'n soliede binnegedeelte van jou pampoen. So druk hom maar redelik vas. Ons het meer as genoeg vulsel. Ek het spesifiek om studiotyd te verminder 'n kleiner pampoen gekies. Maar jy by die huis kan regtig groot gaan, moenie terughou nie. Ek was net nou so hard besig met my hand in die pampoen. Ek het regtig nie geluister nie. Hoe lank gaan die pampoen nou? Hierdie spesifieke grootte nou? Hierdie spesifieke grootte gaan omtrent, as ek nou moet skat, 'n uur en 'n half op 180 gaan. So wat ek doen is ek maak hom so vir die eerste uur. Maak ek hom toe met tinfolie, met 'n bietjie water onderin dat hy hom lekker stoom en dan maak ek hom oop dat hy hom weet nou 'n bietjie kleur gee. Nou wil jy behou die pampoen sy kleur, want kyk as ons 'n eysterpampoen hierdie. Behou hy sy kleur? Kyk jy uit te gaan om ons bindien maar 'n bietjie verkleur, maar dit is nou nie die eerste nie. Hy word dan nie pik swart nie. Hy word net 'n bietjie donkerder. Maar as jou oond warm is, gaan hy pik swart word. Maar dan gaan jou gaste ook nie eet nie. So daar het ek hom nou lekker gevul, so. En dan vat jy nou net hierdie. Nou is hierdie 'n puzzle van epiese proporsies. Sit so, daar. Nou druk jy hom net in. Ek het hom dalk nog 'n klein bietjie oorywerig gewees. Gaan net 'n klein bietjie uithaal. Want hy moet hom toemaak. Daar sy. Dan druk jy hom so in, dat hy hom stewig toemaak. En daar is jou gevulde pampoen. Ek gaan net in my hande so vul. Wil jy nie net 'n klein bietjie water onderin gooi? Dan gaan ons hom toedraai nou. Ons maak hom toe met die tinfolie. My ma het altyd gesê, as jy moet pampoen eet, so jy kan krulade kry. So ons moes baie pampoen geëet het, van ek het krulade, het lyk nou nie meer so nie, maar ek het gehad. Ons is nou besig om 'n lekker pampoentert te maak. En wat lekker is van hierdie resep, is dat jy rou pampoen in die tert sit. Die meeste van die resepte moet jy eers die pampoen kook of stoom, voor jy dit kan maak. Hierdie sit jy rou pampoen in. So ons is besig om 400 gram rou pampoen te rasper vir die tert. Dis like ons is nou soos wiere, besig. Gelukkig is hier 2 raspers wat ons mee kan werk. Ja, is jammer. Ek sou verkies nie net een was. Dan kon ek sommer kyk hoe jy dit doen. En hierdie is sommer gewone boerpampoen. Die resep werk ook baie lekker met botterskorsie. Kan maak. En wat is daai ander daai groen goedjie, daai lang groen goedjies? Baby marrows, wat hulle in Afrikaans murgpampoentjie. Hy kan lekker wees met 'n murgpampoentjie ook. So jy hoef nie, as jy nou van pampoen nou nie, hoef jy dit nie met pampoen te maak nie. Baie mense wat die resep al gemaak het vir my gesê dat hulle hou van hom meer met butternut, omdat butternut bietjie soeter is. Dis maar ons doen goed, hoor. Kan ek jou stukkies wegvat? Nee, ek sit hulle in. Sit julle in? Ja. Ek gooi myne weg. Iemand gaan gelukkig wees om 'n groot stukkie pampoen te kry. Ek het
ons gaan in 'n ander episode gaan ons pampoenkoekies maak. Julle, dis nou een ou resep wat vir my Ek het gehoor op 'n stadium hy het vir jou ore aangesit. Jy het al wat resepte probeer. pampoenkoekies maak, dit was net sulke plat oliebolle. Maar nou het ek vir myself 'n resep soos 'n pampoen, wat sou mense dit noem, poffer resep wat ek vir myself ontwikkel het vir my hopelik kookboek wat ek gaan uitkom. Gaan ons binnekort op 'n program maak. Dis die een met die lemoensous. Ja. O ja. Ja, so lemoen. Ek sal hom eerder eet as 'n nagereg, so lekker soet is hy. So ons pampoen is gerasper, so 400 gram pampoen en nou gaan ons al die bestanddele net gou saam sit. So eerste is 125 ml sagte botter. Kan ek slang vir jou die eiers breek? Ja, asseblief. Ek gaan net eers voor ons die eiers insit, gaan ek die suiker insit. Hierdie is 200 ml suiker wat jy dan nou saam met die botter verroom. Wil jy sit jy eiers een vir een in of almal gelyk? Almal gelyk. Ek weet nie. Lewe is my te kort om oor een eier of almal te gelyk te worry. Dit is seker beter om een in te sit. Kom ons sit 2 en dan 1. Net omdat ons kan. Ons doen dit dan so. Hierdie is dan nou soos wat hulle sê in die grain kookboeke is verroom. Gooi vir my daai by asseblief. En dan kan jy vir my 5 ml vanilla. Kan jy ook vir my bysit? En seker 'n knypie sout. Ja, dus hy kry 2 ml sout. 2 ml. Ja, die kan jy ook maar bysit, né? So wees. En nog so enetjie. En nog so een. Ja, daai was nou 2,5. As hierdie ding sout is, dit iets skuld. Okay. Jy kan vir my en dan 250 ml gewone koekmeel wat 'n koppie is. Kom dan ook hierby. Uiteindelik sif ons dit nou in. Kyk, jy kan maar gooi. Ek sal nou nie hierdie tert sal ek saam met vark bedien. Ek sal dit saam met hoender bedien. Kan baie lekker wees of 'n ou lekker skaapchoppie. So dis 'n baie veelsidige gereg wat jy saam met baie goed kan bedien. Dis nou nie 'n ek sal hom nou nie maak vir 'n teepartytjie nie. Ek sal hom eerder as kos, omdat ek van baie soet kos hou. Sal ek hom eerder saam met kos bedien as wat ek maak dit vir 'n teepartytjie gemaak. Jy kan, hy's soet genoeg om dit te doen, Maar dis dan daai soet gereg op jou bord. ja, Wat as jy kos jy maak? gaan waghalsig wees, jou vriendinne gaan vir jou kyk en dink. Dis nou nie meer lank voor ons die sirene van 'n ambulans hoor as vir jou kom haal die hoor. Kos is op die tafel. Okay, dan kan jy vir my 15 ml bakpoeier ook bygooi asseblief. So hier is al ons bestanddele nou saam. Dit is 125 ml 125 ml botter, 250 ml koekmeel, 400 gram gerasperde pampoen, 15 ml bakpoeier, 5 ml vanilla, 200 ml suiker en dan 3 eiers. En baie armbewegings. Baie armbeweging. Hier is die voordeel van ISTV, jy kry oefening ook. Jy maak nie lekker kos nie, jy kry oefening ook. So die program het 'n ander naam ook, kombuisoefeninge. Om 7:30, net hier op ISTV. So daar is hy by. Nou gaan ek hierdie by sit. Ek wil hê jy moet Ek bysit. ja, ek gaan hom net inmeng. Kyk hierdie mooi kleur. Maar hoe is sy kleur nogal as jy Nie wat pampoen is moes maar 'n fighter. Ja, hy het 'n oranjerige kleur. geel, oranje. Oranje. Ja. Kyk, gooi vir my by. Ek begin nou meer dink dat hierdie dalk 'n teetafel treffer kan word. Ek maak met botterskorsie 'n baie lekker cupcake. Met so lekker lekker my mondwater. Lekker suursuiker bo-op. En ek wil lemon curd, suurlemoen smeer. Ja, met 'n suurlemoen smeer bo-op wat nogal baie gewild. Ek het een keer vir 'n sinkhuismark gemaak en dit was baie gewild geweest. So daar sê. Hier is alles deur mekaar. Ek sou sê
Hierdie taart gaan so 30 minute na 40 minute toe lank bak, ook so op 180. Hou hom maar dop. Jy weet so om te toets, jy druk jou mes in en sy mes skoon uitkom. Dis reg. Hy is gaar. Kyk, jy kan vir my daai nader bring. Draai hom so. So. Yummy mommy. En dit is 'n mooi kleur. Ja, dis hoe ek sê, ek begin nou meer dink. Ekskuus, ek het hierdie taart in die gesig gevat. En hy kry nou niks bo op nie, net so. Hierdie is nou sy eie vreugde. Dit kan ons so 'n bietjie ruk ook. Mens wil nie daai. Dat mense sê, ag jy kan daai met nie ek sê, sit dit in. Jy het hom ons nou gemeng, het al daai moeite gedoen. So. En dan gaan ons vir hom. Jy kan hom vir my in die oond sit asseblief. Goed. En as ons weer weer sien, is altyd die geregte gaar. Nou vandag gaan ek vir ons 'n pampoentafel dek. Nie regtig 'n pampoentafel nie, maar 'n tafel met pampoene op. Ek gaan eers begin weer eens met 'n basiskleur. Ek sou graag oranje wou hê, maar ek kon nie regtig oranje kry wat ek van hou nie. So ek het gegaan vir 'n basis kleur, 'n roomkleur wat ek dan gaan oorsit. Maak jou tafel mooi vol. Dan het ek 'n middelstrook wat ek gaan oorsit net om die roomkleur te breek. En dit maak dit nogal 'n bietjie interessanter. Maar sy kan ek hom net gelyk stoot. En dan omdat dit 'n pampoentafel is, het ek besluit op 'n pampoen. Ons het 'n lekker ysterpampoen in die middel. En dan het ek 2 borde wat ook in room gedoen is met 'n helder kleur op. En dan dieselfde as die middelgedeelte wat ek oorgegooi, die middelblad, gaan ek dan net 'n servet oorsit oor my bord. Dan het ek 'n interessante ding opgespoor. Omdat dit 'n pampoen tema is, het ek hierdie klein pampoentjies gekry en ek gaan van hulle 'n naamplaatjie maak. So wat ek gedoen het, ek het draadjies gaan buig en al wat ek nodig het om te doen is ek druk die draadjie binne in die pampoen in en ek het dan vir my 'n naamkaartjie gemaak met 'n naam op en ek haak hom dan net in die pampoentjie in. En dit sit dan voor die persoon se plek wat hy sit ek daai naamplaatjie in. Ek gaan dieselfde doen aan die ander kant. Dan het ek my 2 naamplaatjies klaar reg en het ek 2 helder kleurige glase gekry wat ek daarby kan sit en dan natuurlik my messe en my virke. Nou het mense al gesê, maar hoekom dek jy dan net altyd vir 2 mense? 'n Mens kan die tema sien op 'n tafel van 2. Jy hoef nie altyd vir 6 te dek nie. 'n Mens kan die tema en die uiteensetting van die tafel baie maklik sien as jy dit op hierdie manier doen. Dan om die tafel net so 'n bietjie op te helder, wat saam met die glase gaan, het ek 'n bossie blomme wat ek net bo op die pampoen gaan neersit, wat ek met 'n strikkie vasgebind het. En daar is hy. Reg vir Willie se 2 pampoengeregte. Ek kan nie wag nie. Jy kan bly wees, jy het nie gesê Willie is 'n pampoen nie. Dit sou jou laaste keer gewees is wat jy so iets gesê het. Ek gaan net gou die ander in die kombuis skryf. Hy lyk baie mooi. Ek wil net loer. Jy weet dat Dit lyk wat baie. die ou mense gesê wie loer kry niks. En kyk hoe mooi die dekseltjie gekom. Okay, ek gaan gou vir ons hierdie sny. Wil jy van al 2? Ja, natuurlik. Terwyl ons klaar ons pampoen eet, kom ons groet die kykers. Baie dankie, het was lekker om saam met julle te kuier. So Maas maak volgende week weer, so onthou om in te skakel maandag aand om 7:30. Lekker kook. Die deur is oop, stap maar in. Skink die wyn, kom ons begin.
Die kos is op die tafel. Kos is op die tafel.